Paulus skryf vir hierdie gemeente dan, hy het in die vorige 12 verse vir hulle oor die dag van die Here geskryf, wat eintlik 'n verskriklike dag gaan wees. En nou sê hy, maar, hy skryf nou weer vir die gelowiges, die mense in hierdie kerk, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid, waartoe hy julle geroep het deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. So dan, broeders, staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, of deur 'n woord of deur 'n brief van ons. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en 'n goeie hoop en genade gegee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Net tot daar. Nou moet ek net gou noem, daai vers 13 wat met die woord maar begin, verbind dit aan die vorige gedeelte. Hy het vir hulle geskryf oor die wederkoms, en van daai woorde is ontstellend. As jy sou terugblaai, en as jy jou Bybel by jou het, hou hom oop, volg saam met my, maar van daai goed, het ek vir julle laasweek gewys, is dis baie ontstellend, as hy in vers 9 sê, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade, en tekens en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van ongeregtigheid, in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie, en daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die ongeregtigheid. Dis ontstellend in die sin, dit kan wees as jy in die gemeente sit, in 'n kerk sit, en jy verhard jou teen die waarheid, dat daar 'n punt is wat God jou oorgee aan jou eie leuns, en die dag as Christus weer kom, dan kom jy agter, maar jy was al die tyd het jy leuns gevolg, jy het verkeerde tekens gevolg, verkeerde wonders gevolg, en die vraag dan is, hierdie gemeente, jy kan amper dit inlees, hulle wil vra, maar Paulus, hoe kan ons dan weet dat ons nie so gaan wees nie? Hoe kan ons weet dat ons bewaar sal word teen sulke dinge? Hoe weet jy sal nie weggelei word nie? En dis vir hierdie gemeente wat hy dan skryf, wat baie swaar kry, wat Paulus nou wil bemoedig. Wie van julle het al 'n benoudheid beleef oor die wederkoms? Wie van julle het al, baie keer in 'n week, dan voel jy naby aan die Here, jy voel gered, jy voel seker van jou redding, en dan kom daar 'n week, of 2 of 3 weke, en dit voel net vir jou, ek is nie so seker nie. Ek weet nie of ek reg is nie. En Paulus skryf om sulkes te bemoedig. Weet julle, kyk saam met my in vers 16. Daar is 'n opdrag in vers 15, ek gaan later daarby kom, maar vers 16 sê, en mag ons Here Jesus Christus self en ons God die Vader wat ons liefgehad het, en 'n ewige troos en 'n goeie hoop in genade gegee het. Sien julle daai woorde, 'n ewige troos? Sien julle dit raak? Nou, as ek nou, toe ek op skool was, een van my gunsteling maniere van vrae-antwoord in eksamen is daar, hierdie vraag is die vraag en dan moet jy net kies A, B, C, D. Onthou julle dit? Monkey puzzle vraag. Dit was altyd vir my die lekkerste. As ek nou sou sê, 'n ewige troos, wat beteken dit? En A is, dit is 'n troos wat jy so nou en dan beleef. B is, dit is 'n troos wat iewers ophou. C is, dit is 'n troos wat hou tot en met die wederkoms. Wat is die regte antwoord? C. OK, kinders kan dit verstaan. En as ek dan sou sê, ons bedoel daarmee dan, as ons dit reg verstaan, daar is 'n troos wat die kind van God het, waarsonder hy nooit is nie. Maak nie saak wat sy omstandighede is nie, maak nie saak hoe hy voel nie, want anders is dit nie ewig van God af nie. Daar is 'n troos wat vas staan. So kom ons noem vanoggend, kom ons noem hierdie paar versies, hierdie 5 versies, kom ons noem hulle 'n ewige troos en 'n goeie hoop. Kom ons noem dit so, 'n ewige troos en 'n goeie hoop. En wat maak hierdie troos dan so vas, dat jy daarop kan reken, maak nie saak wat gebeur nie. Met ander woorde, enige moment in jou lewe, wat jy angstig raak voor God, dan gaan hierdie troos vir jou tel. Enige iets wat jou laat twyfel, of jy dit gaan maak, of jy kan volhard tot die einde toe, dan het jy hierdie troos. Die kinders kan my met dit ook help. Al die kinders onder 12 jaar oud. Wie ken die gesegde, 'n ketting is net so sterk soos? Wie ken daai gesegde? Julle het dit al ooit gehoor?
Nou moet die groot mense help. Soos die swakste skakel. Ken julle die gesegde? Ek sal dit vir die kinders verduidelik. As jy oor 'n afgrond en daar's 'n ketting om jou vasgemaak en jy hang oor 'n afgrond wat 200 meter hoog is, die kar en alles daaronder lyk so klein, en dis hierdie sterk ketting, hy kan 2000 kg dra. Maar daar's een skakel in daai ketting wat van plastiek gemaak is. En daai plastiek is so dun soos 'n naald. Wie van julle sal in daai ketting hang? Maak nie saak hoe sterk die res van die ketting is nie. 'n Ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. En in hierdie gedeelte, ek wil julle vra vanoggend. Ek wil julle met saam met my kyk. Gebruik bietjie julle verbeelding. Ek het hierdie week baie oor hierdie stuk gedink. Gebruik bietjie julle verbeelding as ons sou sê dat Christus ons vasanker met 'n ketting. Wil ek vir julle die skakels wys wat jou vashou. Met dit in gedagte dat 'n ketting is net so sterk soos sy swakste skakels. Ek wil iets van hierdie skakels vir julle wys. Ek wil julle met saam met my elke skakel bestudeer wat in hierdie ketting is, wat Christus hier wys. En ek gaan dit met kort hou want ons wil saam die nagmaal gebruik. Ek kan oor al 5 hierdie skakels kan ek elke ene preek en ek het dit al gedoen. So ek gaan baie inligting nie gee nie oor van hierdie dinge. Daar's 5 skakels. Die eerste skakel, ek weet 'n baptis het 3 punte, maar julle weet natuurlik wie het 5 punte. Ek gaan niks verder oor dit sê nie. Die eerste skakel is die liefde van God in vers 13. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word. Ou vertaling gebruik 'n moeilike woord. Wie van die mans wat hier sit sê vir julle vrouens, o, jy is my beminde. Ek bemin jou. So woord het ons nie meer gebruik nie. Wat beteken daai woord? Die Engelse vertalings, those who are loved by God, beloved of God. Dis hulle wat deur God liefgehê is. Vir ons wie God lief is. Dis wat hy woord beteken. Hy sê letterlik, julle vir wie die Here liefhet. Jy is veronderstel as jy dit lees, hierdie gedeelte maal in jou kop rond, is te veel terme en goed. Jy kan by dit stil staan en sê, joh, dat God my sy beminde noem. Dit behoort jou hart stil te maak. Weet julle, kyk net gou in vers 16. Hy skryf weer iets daarvan. Hy sê, mag ons Here Jesus Christus self en ons God en Vader, wat ons lief gehad het. Sien julle dit raak? Nou vra 'n groot mens ons, Janie, hoe lief het die Here my? Dan vra ons die kinders om te antwoord, Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eie seun gestuur het, sodat die wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Ons ken dit. Ons verstaan iets. Ons kan hierdie vraag antwoord as ons hierdie gedeelte net so 'n bietjie uitpak. Oor die liefde van God, ek het al preke oor dit gepreek. Die Bybel is vol van dit. Ek het julle al vertel van die monnik wat in die middeleeue, nog voor daar elektrisiteit was, het hy in hierdie kathedraal, het al hierdie mense in hierdie groot ou kathedraal bymekaar gekom, en soos wat dit donkerder word en al minder lig deur die vensters skyn, en almal begin stiller raak want hulle wag in spanning om te sien wat gaan die persoon preek. Toe kom 'n monnik ingestap, is al hoe donkerder, en hy steek 'n kers aan. En hy loop in die kathedraal na 'n kruis toe, en hy verlig die doringkroon, hy verlig die merke in die hande, en hy verlig die wond in die sy, en hy verlig die merke in die voete. En hy blaas die kers uit, en hy stap uit die kerk uit. Oor die liefde van God. Ons begryp iets daarvan. Die eerste skakel wat vir jou vashou, is so groot en sterk soos God se liefde self. Julle moet nou gou mooi luister. Die skakel is nie, die skakel wat vir jou vashou, is nie jou liefde vir God nie. Daai skakel beteken niks. Daai skakel is deurgeroes. Daai skakel is nie sterk nie. Ons moet dit bely. Maar volgens die teksgedeelte, dit wat jou vashou, dit wat jou bemoedig, dit wat jou reghou vir daai dag, is so sterk soos die liefde van God self. 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jou liefde is net 'n reaksie op sy liefde, omdat hy het in jou hart ingestort het. As jou liefde die skakel was in die ketting, dan was dit die swak skakel. Maar die skakel is God se liefde. Hy het jou lief met 'n ewige liefde, en daarom kan Paulus dan skryf in vers 16 van 'n ewige troos. Want my en julle liefde verkoel. My en julle liefde is nie ewig nie. Maar God se liefde is ewig.
So die eerste skakel van die ketting is God se liefde vir jou. Ek kon nie help nie. Ek gaan deur my notas en ek kan nie dink dat ek dit nooit in die week daaraan gedink het nie. Dis so logies. Romeine hoofstuk 8. As ons aan daardie liefde dink, in Romeine hoofstuk 8 vanaf vers 37. Kyk gou saam met my. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Daai skakel wat vir jou vashou, is so groot soos God se liefde self. Hoekom het Paulus al daai woorde gebruik? Want hy wil die hele spektrum dek. Dan kom hier 'n ou, ja, maar wat van as ek besluit om weg te gaan van die Here af? Jy mis dit. Daai skakel hou jy vas, jy hou nie aan hom vas nie. Dis God se liefde wat vir jou vashou. So laat die ewige liefde van God jou troos. Laat die vaste liefde van God jou bemoedig wanneer jy angstig raak. Ja, sê vir die Here, Here, my liefde vir U is so koud en ek wil graag U meer lief hê. Maar moenie laat die duiwel jou versoek en sê, kyk hoe sukkel jy met jou liefde, dit beteken jy is nie gered nie. Laat die liefde van God jou troos wees. Tweede skakel. Kortliks, 'n woord waarvan baie mense nie hou nie. Tweede skakel, verkies deur God tot saligheid. Uitverkiesing. In vers 13. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid. Nou, wat maak ons met uitverkiesing? Ek kan nie vanoggend oor dit weer preek nie, daar's nie tyd nie, maar oral waar jy die Bybel bestudeer, kom jy op daai woord af. Weer eens, Paulus verdedig nie daai woord nie. Paulus gebruik dit as 'n bemoediging vir gelowiges. Ek gaan nie vanoggend uitverkiesing as 'n tema hanteer nie. As jy belangstel, die preek wat op die webblad is oor 1 Tessalonisense 1 vers 2 tot 4, wat ons 'n hele ruk terug hanteer het. In daai preek het ek hanteer wat dit beteken, hoekom dit regverdig is, hoekom dit hoop vir ons inhou. Want as julle sou terugblaai na 1 Tessalonisense 1 vers 4 toe, sal julle sien dieselfde tipe taal word gebruik. En dis direk verbind aan die liefde van God. Blaai so bietjie terug na Efesiërs toe. Die ou vertaling het 'n moeilike deel as hy sê van die begin af. Party vertalings sê die eerste vrugte, bedoelende dat die gelowiges die eerstes is wat gered is in daardie tyd. Het bedoel dit in daai trant, en kommentare verskil, maar dis nie moeilik om daai woorde te gebruik. Julle wat van die begin af verkies is tot saligheid nie. In Efesiërs 1 vanaf vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus, na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Nou soos ek sê, gaan nie vanoggend dit preek nie, maar ons doen 3 dinge met uitverkiesing, wat of mense ignoreer dit, jy krap dit dood, of jy lees asof dit nie daar staan nie. Dis uiterste. Of jy lees jou Bybel en jy is lief vir die Here, maar jy sien daai woord raak, maar nou dink jy, kan nie beteken wat dit dink dit beteken nie, ek moet dit dalk anders probeer interpreteer. Of derdens, jy glo dit. Jy verstaan dit dalk nie heeltemal nie, maar jy glo dit. Julle sien, ons kan dit nie ignoreer nie, want dis op die bladsye van die Bybel, oral, Ou en Nuwe Testament. Ons kan dit nie wegredeneer met 'n ander betekenis nie. Baie mense sê, nee, dit beteken net, Jesus gebruik dit, jy is uitverkies vir 'n spesifieke doel, iets waarvoor jy wil gebruik. Dit kan nie, want ons einste teks sê, jy is verkies tot saligheid. Jy is verkies tot redding, jy is verkies om gered te word. So al wat ons kan doen is, ons kan dit net glo. Ja, dis 'n moeilike leerstelling. Dis nou in die Here se soewereiniteit, laat Iwer vanoggend eers, maar hy kan vir julle vertel, ek en hy het aande en dae en tye lank oor hierdie goed geredeneer en dan probeer ons dit vir mekaar uitmaak. Maar Janie en Iwer, die Bybel sê dit, maar wat hiervan en wat daarvan, en dit het ons gehelp. So ek gaan julle vra vanoggend,
as dit 'n woord is waarmee jy sukkel, as dit 'n leerstelling is waarmee jy sukkel, luister net gou vanoggend. Moenie dat dit vanoggend vir jou so 'n groot struikelblok wees, dat jy die bemoediging daarvan mis nie. Moenie dit sê, ek kan dit nie glo, want jy mis 'n skakel in die ketting, wat vir jou vashou. Weet jy, wanneer jy iemand kies om jou vriend te wees, of jou lewensmaat, dan sê jy deur jou keuse vir daai persoon, begeer 'n verhouding met jou. Wil saam met jou wees. Ek wil hê ek en jy moet verbind wees aan mekaar. En dis wat God gedoen het. Ons het hom nie gekies nie, hy het ons gekies. Ek het dit al gevra. Vertel my net gou weer, toe Abraham vir God gekies het. Onthou julle dit? Hy was 'n maanaanbidder. Hy het nie God gesoek nie, hy het nie God gekies nie. God het hom gekies, God sê dit vir hom. Of vertel my van die keer toe Paulus vir Jesus gekies het. Onthou julle dit? Christus het hom gekies. Paulus. Waarom vervolg hy? Maar hy het Christus vervolg. Hy het nie eers 'n besluit vir Christus geneem en toe het Christus gesê, "Oké, kom ek red jou nie." Geen wonder Paulus skryf so baie oor dit nie. En so is daar baie voorbeelde in die Bybel. Soos ek sê, daar is iets moeiliks in die teks as ons nou net hierdie vers gehad het oor wat hy bedoel met van die begin af, maar Efesiërs 1 maak dit duidelik, voor die grondlegging van die wêreld af. Weet jy hoekom is dit belangrik? Want God het jou nie gekies oor iets wonderliks in jou nie. Daar's 'n mooi beeld in Romeine 9 tot 11 oor Esau en Jakob. God het jou nie gekies omdat daar enigiets besonders in jou is nie. Hy het jou gekies uit sy soewereine keuse en sy liefde alleenlik. Dis alwaaruit. Paulus gebruik die woord altyd om gelowiges te troos en te bemoedig. Weet julle, op 'n ligter noot. En ek's ernstig. Ek kon nie glo dat Salome my gekies het nie. Ek 14 jaar getroud en ek dink nog steeds dat sy my gekies het. Ek het al vir julle vertel. Ek het regtig geglo sy kies my die dag toe sy in die gangetjie in die kerk afstap met haar trourok aan. Ek het tot en met dan, julle kan haar vra, ek het tot vir gesê ek sal dit glo die dag sy daar afstap. Ek kon nie glo, dit was die lekkerste gevoel dat sy my kies. Sy kon enige ou gekry het. Maar sy kies my. Hoeveel te meer moet ons voel as God sê ek het jou gekies as my beminde? Dit behoort jou te troos. Ek en julle kies dinge, maar dan later gooi dit weg. Almal van ons doen dit. Jy kies iets waarvan jy hom nie, gooi dit weg. Ons keuse is tydelik en swak. Die tweede skakel in hierdie ketting is nie jy wat vir God gekies het nie. Die tweede skakel in hierdie ketting is God se ewige keuse om jou te red. Hy sê dit, uitverkies tot saligheid. Dis die skakel wat vir jou vashou. Dit hang nie van jou af nie. Jy hoef nie by te dra, dis nie jou pogings wat vir jou in die hemel gaan kry nie. God het nie jou hulp nodig om jou daar te kry nie. Ek sal nou 'n bietjie meer oor dit sê, dan sal julle dit beter verstaan. Al sukkel jy met die woord, laat God se keuse om jou die voorwerp van sy liefde te maak, laat dit jou troos. Moenie jouself troos en sê, maar ek het daarom die Here lief, hy gaan my red nie. Daai is feilbaar. Laat jou troos wees, die Here het my gekies as sy beminde tot saligheid. Hy wat my gekies het. Die derde skakel. Heiligmaking van die Gees. Ook in vers 13. Gaan hom weer lees, maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees. Nou, ek het al preke oor heiligmaking gepreek en verduidelik wat is regverdiging, heiligmaking en al daai terme. Ek gaan dit ook nie nou doen nie. Julle is welkom om my te kom vra. Maar weet julle, kom ek hou dit eenvoudig. Heiligmaking in hierdie gedeelte is die Gees wat in ons werk na God se welbehae. Dis die Gees van God wat nou in ons is en wat ons help om al hoe meer soos Jesus Christus te word. In kort, dalk net een sinnetjie oor dit. Regverdiging is God wat jou red in Christus. Dis jou posisie in Christus. Heiligmaking is die proses wat almal van ons nou deurgaan, waarin ons verander word om al meer soos Jesus te word. Dis heiligmaking. Dis 1 Tessalonisense 4 vers 3. Ons het daarna ook al reeds gekyk. Wie van julle beleef gereeld in julle harte 'n gevoel, ek wil die Here net nog meer verheerlik. Ek is teleurgesteld, ek haat my sonde, ek wil die Bybel lees, ek wil die Here meer verheerlik. Wie van julle beleef dit? Dis heiligmaking.
Wie van julle het al 'n getuienis gehoor van iemand, dan sê daai ou is glad nie dieselfde ou as 2 jaar terug nie. Hy het verander, sy het verander. Dis heiligmaking. En dis 'n werk wat God in ons doen. Heiligmaking is ook 'n bewys van jou redding, want nou sê jy uitverkiesing en dalk redeneer jy, maar dan kan jy lewe soos jy wil. Nee, jy kan nie. Heiligmaking is die bewys dat jy in Christus is. Net dalk 2 verse. Een van my gunsteling verse, al vandat ek seker al vir 17, 18 jaar, is in Esegiel. Kyk gou saam met my in Esegiel. Ek het al vir die Here gesê, Here, help my om U meer te verheerlik, en dan herinner ek die Here aan die nuwe verbond. Esegiel 36, vers 26 en 27. Julle sien, die konteks is, Israel kon in die Ou Testament nooit doen wat God van hulle verwag nie. Hulle probeer, hulle val, hulle probeer, hulle val, hulle probeer, hulle val, kry dit nie reg nie. Totdat God vir hulle gesê het wanneer Christus kom, Esegiel 36 vers 26, en ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en ek sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Filippense 1 vers 6, hy wat die werk in julle begin het, sal dit eindtyd voltooi. Filippense 2 vers 12 en 13, wat sê, werk jou eie redding uit met vrees en bewing, vers 13, want God werk in julle om te wil. Dis hoekom jy standvastig bly. Dis God wat in jou werk. Die verskil tussen 'n godsdienstige en 'n gelowige, is dat die godsdienstige probeer uit eie krag uit, die gelowige doen dit met die krag van God. Dis die verskil. God beveel jou om hom te dien, en dan gee God sy gees aan jou om dit in jou te doen. Dis Efesiërs 1 vers 19 en 20. Dis die krag van God wat in ons werk. So die derde skakel is nie jou vermoë om te verander nie, maar hy bestaan uit God se vermoë om jou te verander. Ja, ons is reg. Ons sê saam met Paulus, hierdie skat is in erde kryk, ons bely ons eie onbekwaamheid, maar wat jou redding betref, om reg te wees op daardie dag, hang nie af van jou vermoë om te verander nie. Dit hang af van God se vermoë om dit in jou te doen. En hy beloof hy doen dit. As die skakel bestaan net uit jou vermoë om te verander, dan was ek en julle verlore. Dan daai skakel die hele ketting gebreek. Ek onthou my pa se trane en stryd, omdat hy in sy lewe gevoel het, hy kan nie verander nie, hy is teleurgesteld, nie met sy beste voornemens nie, totdat die Here sy siel red en hy word 'n ander mens. Dinge wat vir hom onmoontlik was, word vir hom die logiese. Ek onthou my eie pogings, en dan voel ek teleurgesteld. Nou kyk ek terug na van 1999 af tot nou, 19 jaar, en ek sien 'n volgehoue werk. Nie omdat Jannie so sterk is nie, maar omdat God dit doen. Want Jannie was swak, sy verlede wys dit. Sy werk wat God doen. Praat in die week met iemand wat vir my iets moois gesê het. Hy sê vir my, sê asof ek probeer ophou om hierdie goed te doen nie, dit het net spontaan gebeur. Dit het net so, ek doen nie meer dit nie en ek doen nie meer dit nie. Dit is iets wat die Heilige Gees doen. Dus daai skakel is God se bekwaamheid om jou te verander. Die vierde skakel, geloof in die waarheid, ook in vers 13. Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders, wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid, in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. Nou, daai vers is gelaai. Het jy al gewonder hoekom jou Bybel so swaar is? Dis oor vers 13. Ja, daai vers hou net aan en aan en aan. Dis duidelik in die konteks dat daai geloof in waarheid nie joune is nie. Dis binne die vloei van vers 13 dit uit dank God dat God dit vir jou gedoen het. Dit moet julle mooi hoor. Hy kom nie hier en dank God omdat julle so goed was om te glo nie. Dit is in die vloei van die teks dat dit iets is wat van God afkom. Hier's die vraag: hoekom glo jy die waarheid? En die antwoord: want God het dit vir jou gewys. Ek het al daaroor ook gepreek, so ek gaan nie te veel oor dit sê nie. Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julleself nie, maar van God. 2 Korintiërs 4 vers 4 sê,
jou sinne, jou verstand en alles om te kan glo, was verblind deur die god van hierdie wêreld, die duiwel. 2 Korintiërs 4 vers 6, totdat die God wat gesê het, laat daar lig wees, in jou hart geskyn het, en jy dit sien. 1 Korintiërs 2 sê, die Heilige Gees het vir jou gewys die dinge van God. Anders was dit vir jou onsin. Hoekom glo jy wat jy glo? Want God het dit vir jou gewys. Die 4de skakel is nie jou filosofie of sielkunde of menslike opinies nie. Die 4de skakel is die waarheid van God self, wat hy vir jou gewys het. Dit is, jy bou nou op 'n rots, jy bou nie op sand nie. Dit is standvastig, daai skakel kan nie breek nie, dis die waarheid van God self. 5de skakel. Ek wil dit nou graag noem, effektiewe roeping, maar ek sal dit verduidelik. Vers 14 sê, waartoe hy julle geroep het, deur ons evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Hierdie roep is nie die roep waar mense oor en oor in 'n kerk sit en daar's 'n uitnodiging, julle moet bekeer en almal stap weg. Dis nie daai algemene uitnodiging nie. Hierdie roep, ek is oortuig, dit is die roep daardie keer toe jy nie anders kan nie as om te bekeer nie. Dis 'n roeping wat effektief in jou gewerk het. Dit is die roeping waar Matteus die tollenaar, een van die grootste sondaars van daardie tyd, mag nie eers in die tempel kom nie, of allerhande goed, niemand hou van hulle nie, en God loop verby 'n tollenaar, en hy sê, Matteus, volg jy my? En dan lees jy net, Matteus, volg hom. Ek dink dis die roep, waarmee toe Lazarus dood is in die graf, en Jesus sê, Lazarus, kom uit. En Lazarus kom uit die graf uitgestap. Hierdie is daai roep. Dis 'n roep wat God gedoen het in sy almag. Kom ek wys dit vir julle prakties. As jy vanoggend hier sit en jy bely jy's gered, sê gou vir my, hoekom het jy vir jare lank in die kerk gesit, dieselfde Bybel gehoor, dieselfde tipe preke gehoor, dieselfde teksverse gehoor, oor en dit verander niks aan jou nie. Hoekom? Wat het daai een dag anders gemaak? Twee nou sê, ek kan nie anders nie. En jy's in sak en as voor die Here, wees my sondaar genadig. Wat was anders? Jy het nie verander nie. Jy het nie slimmer geword nie. God het jou effektief gered daardie dag. Ons doen dit as ons vir ons kinders bid. Ek bid nie vir my kind, Here, help my seentjie dat hy op 'n klein ouderdom, dat hy maar eendag self kies nie. Help my seentjie dat hy maar reageer nie. Ek bid nie so nie. Ek bid, Here, gryp U my kind, maak U sy oë oop, trek U hom, roep U hom met daai tipe roep wat vir Lazarus uit 'n graf uitgeroep het. Dis hoe jy bid vir iemand se redding. Geen ou sê nee, Here, los hom in sy eie keuse oor en ek hoop maar hy kies U nie. Niemand doen dit nie. Ons bid, Here, werk U in hom. Moet hom nie 'n kans gee nie. Moenie vir hom 'n keuse gee nie. Red hom. En dit is hierdie roeping. Nou, hy sê in vers 14, waartoe hy julle geroep het, deur die evangelie om die heerlikheid van ons Here Jesus Christus te verkry. Weet jy, God roep jou effektief tot heerlikheid. Dis nie 'n roep en nou los hy jou verder nie. Hy roep jou vir die heerlikheid van Christus. As jou reaksie op die evangelie afgehang het van jou vermoë om dit te verstaan, dan kon jy dit maar gelos het. Maar die laaste skakel is hierdie effektiewe roeping, waar Efesiërs 2 vers 1 en verder sê, jy is dood in jou sonde. En hy roep jou, en hy maak jou lewendig. Dis soos, is dit in Esegiel, waar dit staan, om verby iemand te loop, wat in sy bloed spartel, en hy sê, leef. Dis daardie roep. Die 5de skakel is so sterk, soos Christus se roep aan Lazarus. Laat dit jou troos wees. Nou weet julle, ons gaan uit tyd uit hardloop, maar ek wil graag die nagmaal saam met julle gebruik. Sien net ten minste dit vanoggend raak. Dat jou troos en jou veiligheid is nie jou pogings nie. Nêrens in hierdie stuk nie. Jou troos en jou hoop is nie jou pogings nie. Jou troos hang nie van jou af nie, maar van God. Jou redding hang nie af van wat jy vir God doen nie, maar wat hy vir jou gedoen het. Jou redding is nie jy wat aan hom vashou nie, dis hy wat aan jou vashou. En as jy hierdie ketting nou vanoggend wil verswak, as jy jou troos minder wil maak en jou hoop minder wil maak, dan voeg jy van jou eie pogings hierby. Dan sê Here, ek doen daarom dit vir U, en ons pogings is power. Ons pogings is swak.
Nou sê hulle vir my, Jannie, maar wat van vers 15 tot 17? Daar is ons poging. Dis wat ons help. Vers 15 sê, so dan broeders, staan vas staan vas en hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is, asof deur 'n woord en deur 'n brief van ons. Nou sê hulle, Jannie, maar daar sê hy dit, ons moet ons deel ook bring. Luister mooi, jy bring nie daar jou deel om aan 'n skakel vas te hou nie. Jy bring daar jou deel omdat die skakel reeds aan jou vas is. Dis wat hy bedoel. Hy sê, hy begin vers 15, so dan. Met ander woorde, omdat hierdie 5 skakels jou vashou, kan jy nou hierdie dinge doen. Hy sê nie dat jy moet daai dinge doen om gered te word nie. Hy sê doen daai dinge omdat jy gered is. En daar is 'n groot verskil. Weet julle, vers 16. En mag ons Here Jesus Christus self en ons God die Vader wat ons liefgehad het en 'n ewige troos en 'n goeie hoop en genade gee het, julle harte vertroos en julle versterk in alle goeie woorde en werke. Kom ek hou dit so eenvoudig en dan maak ons daarmee klaar. My en julle verantwoordelikheid is in vers 15. Daar is 'n opdrag. Hou julle aan die voorskrifte wat julle geleer is. Dit verwys na dit wat ons in die Bybel het. Verwys na die apostels en die profete, dit wat reeds opgeskryf is. Maar ek wil hiermee afsluit. Jy staan nie vas en hou die voorskrifte om jou te help in jou redding nie. Jy staan vas en jy hou die voorskrifte omdat jy gered is. Kom ek probeer dit so illustreer. Ons het een keer op 'n stadion by Utrecht gaan kamp en daar was 'n ouetjie wat, hy was seker soos Iwer gebou, bietjie korter. En hy vat een van hierdie kajaks saam, hierdie wat hulle tydjie tot in die see. Nou Utrecht het 'n dam. Nou ek weeg meer as 2 keer meer as daai ou. En ek sê vir hom, weet ek wil bietjie die kajak, ek wil probeer. Ek het 20 keer in daai dam omgeval. Dan sê my, ek wil weer met daai ding uit, dan probeer ek kan net nie op daai ding vas staan nie. Ek kan nie op daai ding balanseer nie. En party mense dink lyk dit vir my in redding, jy moet net vas staan want dit waarop jy bou is so wankelrig. Dis nie wat hier staan nie. Jy probeer nie op 'n plank op die water vas staan nie. Jy staan vas op 'n rots. Jy staan vas omdat die rots onder jou vas is. En dis die verskil. Jy hou nie aan die voorskrifte vas om staande te bly nie. Jy doen die voorskrifte omdat jy reeds vas staan. Weet julle, daar is 'n klein verskil. Ek wil vir julle vra vanoggend, laat hierdie skakels jou troos wees. God wat vir jou vashou. En hier's 'n uitdaging, julle kan die hele res van die Nuwe Testament gaan lees. Hier's 'n uitdaging, gaan probeer kyk een plek waar God jou redding aan jou oorgelaat het. Daar's nie so 'n plek nie. In Hebreërs 6, dan kom God en sê hy het 'n eed by homself geneem, sodat ek en julle meer vas kan staan op hierdie belofte, dat ons meer dit kan weet.